Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels oor hierdie week se nuusgebeure wat die oog gevang het rondom die landbou. En natuurlik, ja, dit bly maar woelig, die wêreld bly woelig, ons politiek bly woelig, ons graanmarkte, mieliepryse bly styg. En dan is die stories maar dat die sogenaamde Indaba oor back and closure maar eintlik dadels van gekom het tot op datum. Nietemin, inflasie het effens gestyg hierdie maand. Die week die nuus uitgekom van 2,8% na 3% vir Junie maand. Onthou net, dit is nog steeds binne die Reserwebank se teikenpand van 3 tot 6%. So ons is op die onderpunt, maar die Reserwebank is baie adamant. Hulle wil graag die teiken vir die inflasiekoers op 3% stel. Nou die interessantheid is dat die Reserwebank se gouverneur het gesê dat teen huidige 6% inflasie teiken verdubbel pryse elke 12 jaar. Hoorgou, teen die huidige 6% inflasie teiken is ons daar bly rondbly, verdubbel pryse elke 12 jaar. As ons die inflasie kan hou by 3%, verdubbel pryse elke 24 jaar. Nou dis nou natuurlik iets om in gedagte te hou in jou eie beplanning, dit het 'n klomp ander implikasies. So die Reserwebank lyk bestaan redelik sterk. Dat waar ons nou by 3% inflasie is om dit daar te hou. Dit beteken natuurlik volgende week hou die Reserwebank vergadering, die monetêre beleidskomitee. Die ekonome in die mark is redelik van mening dat daar 'n rentekoersverlaging van so 0,25 persentasiepunte kan wees. Dis nou nie graag die hoeveelheid wat ons wil sien nie, maar dit help alles. En dan is daar so 'n bietjie ander ekonome wat van mening is daar is ruimte om later in die jaar rentekoerse nog 'n bietjie te verlaag. Ons is so 'n persentasiepunt bo wat hulle reken ons behoort te wees. So minstens is die vooruitsig daar op die oomblik, mits goed nie dramaties verkoord loop nie, dat rentekoerse kan verlaag. Nou intussen, dis almal waarskuwings van internasionale finansierder wat sê Suid-Afrika se huis is glad geen orde nie, ons goed gaan verkeerd loop, en die feit dat ons nog nie met meneer Trump 'n ooreenkoms bereik het teen die 30% tariewe gaan intree op 1 Augustus, en die feit dat ons die verkeerde vriende het, beteken hulle gaan aanhou bly stappe doen om ons te isoleer, en daar is ook nou ander wetgewing wat hulle in plek sit om vir al die ANC-politici te teiken, dit het daar gelaat. Goeie nuus, die rand het versterk, R17.50, die middel van die week. Onthou nou net, dit het baie te doen met dollar swakte. Want dit is deel van meneer Trump se Make America Great beleid om die dollar wisselkoers swakker te maak. Deel daarvan is, daar word invoere duurder, want onthou dis hoekom hy ook tariewe opsit om invoere duurder te maak. En as invoere duurder raak, dan stimuleer dit binnelandse produksie. En dis wat tans aan die gang is, en ook wat gebeur is, hulle inkomste uit invoertariewe is besig om skerp te styg. So hy kry nou sommer ook lekker klomp belastinggeld en daarmee hy stimuleer die binnelandse ekonomie. Maar nietemin, intussen die rand sterker as R17.50, die olieprys redelik stabiel by 68. So dit gee vir ons bietjie vooruitsigte vir 'n laer brandstofprys in Augustus maand, maar dit is nog 'n rukkie om te gaan. Dan net bietjie oor die ander markte. Goud is weer aan die styg, hier na $3,430 'n ons. Dit bly maar styg oor die laaste jaar of 2 redelik gestyg. En dan interessant, ten spyte van al die goed in Amerika, het hulle aandelemark is nou op 'n jaarbasis 21% hoër as 'n jaar gelede. En hulle aandelepryse het veral gestyg vandat meneer Trump sy invoerbeleid verander het. By ons ook snaaks genoeg nuwe hoogtepunt in die aandelemark op die indeks is oor die 100.000 en dit beteken die aandele het met meer as 25% gestyg oor die laaste jaar. So baie teen wat ons eintlik sou verwag. Dan bietjie oor die landbanksyfers, hulle einde laas jaar uitgekom. Hulle stel dit baie duidelik in hulle mandaat, hulle fokus op nuwe boere, hulle besighede en met pasgemaakte finansieringsoplossings waar hulle klomp finansieringsbronne gebruik om nuwe mense te finansier. Hulle praat van sogenaamde blended finansiering en hulle het ook dan die laaste jaar 723 miljoen rand se lenings uitgegee aan swart besighede, noem dit in landbou. Maar wat vir my sleg is, die landbank se aandele in landbouskuld het die laaste 10 jaar gedaal vanaf omtrent 'n derde na 7,1% toe.
So hulle finansier slegs 7,1% van uitstaande landbouskuld en van daai 7,1% is omtrent die helfte aan nuwe opkomende landbou. So die aandeel van die landbank in kommersiële landboufinansiering is eintlik ignoreerbaar. Ja, hulle het ook redelik solvent geraak die laaste ruk met die 7 miljard rand wat die staat hulle gegee het. Maar ek dink wat belangrik is vir my wat nog steeds pla is, hulle voorsiening vir slegte skuld is regtig nog hier by die 50-53% van dit wat op hulle boeke is. En dit kan hulle natuurlik vorentoe nog in 'n slegte posisie plaas. Nietemin, kort van die lank, ons is nie blootgestel aan normale privaat finansiële instellings. Die landbank is nie op kommersiële landbou ingestel soos ons tradisioneel leer ken dit nie. Kom ons neem 'n advertensiebreek en dan kom ons terug. Met al die beskikbare grondvolg hierdie seisoen is koring nou 'n proposisie. Ons sal graag vir jou wil kwoteer vir versekering op jou wintergewasse. Rypdekking op besproeiingskoring en gars is ook beskikbaar, terwyl branddekking ook apart uitgeneem kan word. Kontak gerus jou skadegenade verteenwoordiger of besoek ons webwerf by www.skadegenade.co.za. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars en natuurlik dankie aan Skadegenade. Ja, hier in die Oos-Vrystaat het ons reën gehad en al, so dit is sukkel maar waar die mielies nog op die lande is. Intussen, Chicago bly maar redelik in 'n op en af, maar hy daal, in 'n daalfase. Hulle produksietoestande bly goed lyk in die Midde-Weste van Amerika, dit geld vir mielies en sojas. Hier by ons stroopproses loop redelik goed, amper 10 miljoen ton gestroop van die 14 miljoen ton oes wat ons verwag. Witmielie-oes, toe is 4,7 miljoen ton gestroop, daar is nog heel wat uitstaande. Die probleem is 64% van die witmielies is graad 1. Dit verklaar ook natuurlik waarom pryse bly styg, almal hardloop agter die beperkte hoeveelheid aan. En dan natuurlik graad 2, dis ook heel wat goedkoper, amper R500 per ton goedkoper. En dit, ja, dis waar dit is, daar is so 28% graad 2 witmielies. Dan interessant, uitvoere van witmielies vanaf 1 Mei so 95.000 ton. Die uitvoer van geelmielies is 250.000 ton. Dit is nou almal na ons buurlande, maar Korea, Republiek van Korea, Sri Lanka en Vietnam het by ons geelmielies gekoop en dan natuurlik die normales in die streek wat gekoop het. Die geelmielie-oes, so 5,1 miljoen ton gelewer, omtrent 98% is graad 1. En die prys bly redelik stabiel hier rondom 4.200, 4.300. Sojabone in Amerika, dit verloop ook baie goed, pryse in 'n daalfase, goeie vooruitsigte in die Midde-Weste. By ons pryse ook even laer hier by 7.300, lewerings is eintlik voltooi. Daar is so 2,56 miljoen ton gelewer van die verwagte 2,65. By sonneblom sukkel dit bietjie, alhoewel dit begin ook einde toe gaan. Daar is so 650.000 ton gelewer van die verwagte 700.000 ton. En die lewerings is so 17-18.000 ton per week en dit begin afplat. Prys ook dan sywaarts hier by 9.500. Dan koring, hier is so 'n paar snaakse goed aan die gebeur. Internasionaal begin die pryse styg. En een van die redes wat hulle aangee is dat voorrade begin beperk raak, wat ons al gesê het. Die Russiese uitvoere is stadiger en dit word ook gedryf deur 'n klompie ander goed in Rusland. Onthou, Rusland is die grootste uitvoerder van koring en hulle koring verhandel op die Chicago graanbeurs. So daar is so 'n bietjie goeie nuus, maar nou die vreemde goed. By ons bly die Desember koring wanneer ons boere stroop hier by R6.300 per ton, ten spyte van die 851 invoertarief wat so 'n week of 2 terug ingestel is. En dan die anomalie, die huidige maand se koringprys is R6.850 per ton, maar in Desember slegs R6.300 per ton. So hier moet nog iets uitspeel in die volgende maande in die koringmark. Aardappelpryse onder druk hier by R55 per 10 kg sakkie en pekaneetpryse nie veel verander nie, maar gekoppel aan die wisselkoers, so dit speel ook 'n rol. Dan as ons praat oor die vleismarkte, interessant Amerika, ons praat hier by ons oor al die vleis in pack and close hier. In Amerika het vleispryse nou na die hoogste vlak nog gestyg as gevolg van beperkte aanbod.
Dit is nou 'n verskeidenheid van goed wat saamgewerk het, die droogte van 21-22. Hulle is besig met kuddebou en daar speel ook ekonomie 'n rol, maar dan praat hulle van invoere wat 'n probleem begin raak. Amerika is 'n groot invoerder, so hulle sukkel op die oomblik. Lewendige beesinvoere uit Mexiko is opgeskort as gevolg van hulle praat van skroehoom. Nou dit moet seker in Afrikaans vertaal word as 'n een of ander skroewurm in die vleis van die beeste. So dit is geblok. En natuurlik ook Brasilië voorsien so 23% van Amerika se vleisinvoere. En saam daarmee om dit verder te kompliseer is op die oomblik 'n 50% invoertarief op Brasiliaanse invoere na Amerika vanaf 1 Augustus. So dis nie net by ons waar die markte regtig onderste bo is nie. En dan nie by ons, die mark bly maar senuweeagtig met back and closure in Daba wat volgens die gerugte nie veel opgelewer het nie, baie weersprekende gerugte uit die gehoor wat daar was, ook verskillende en misleidende vertolkings, maar ek dink die kort van die lank, daar is nog nie 'n konkrete plan in plek nie. Daar is maar baie skeptisisme onder die groot boere. Intussen word die risiko al hoe groter, die gevaar al hoe groter en baie boere wat in hierdie back and closure gebiede is, begin uit geld uitraak. Intussen sit Namibië ons ore aan, hulle uitvoere galop, weens hulle goeie veeartsenystelsel en hulle nuwe uitvoerslagpale wat in plek begin kom. Klas A beesvleispryse by ons teruggesak hier na R70 per kilogram. Wat interessant is, klas A B is net so R7 goedkoper, so daar is ook besig om iets te gebeur. Speenkalfpryse wissel redelik baie van R32 tot R38 per kilogram in die verskillende streke. Die gemiddeld wat hulle rapporteer is in die orde van 35. So nog 'n ruk om te gaan voor hier 'n plan in plek. Is dan lamvleis weer 'n bietjie hoër, R106 per kilogram. Klas C ou ooe R71 wat ook 'n goeie prys is. En dan weer klas A B is redelik naby aan die klas A pryse wat nogal interessant is. En varkvleis so 'n bietjie begin roer hoër, R34 per kilogram. En dan bevrore hoendervleis bly ook stabiel, die ex-abattoir 35, maar vars hoender, amper sê ek vars bevrore hoender, maar julle sal my dit vergewe. Vars hoender is amper R5 per kilogram duurder as bevrore hoender. Nou dis die nuus van die week, bly warm, hier is weer 'n groot sterk koue front op pad. Groete van Johan Willemse.